Efesiërs 3 lees, vanaf vers 14 af. En die tema vir die preek, of ek wil nie 'n tema sê. Nou, kom ons noem dit maar 'n tema. Gaan oor veg in geloof in gebed. Want hoe kan ons beklei teen dit wat ons nie kan sien? Want ons kan nie die magte in die lig sien. Al probeer ons, kan ons nie. So ons moet op die regte manier beklei. En hoe beklei ons op die regte manier? In gebed. Maar, nou kom die vraag. Sê party mense, maar ek kan nie bid nie. Dit is wat baie mense moet sê, ek weet nie om reg te bid nie. Is daar ooit 'n reg en 'n verkeerde gebed? Enige gebed wat jy opstuur na die Here toe is reg. Maar dit moet opreg uit jou hart uitkom. Dis al verskil. Maar kom ons lees Efesiërs 3. Vanaf vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke dag, elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gegee het na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al hierdie heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons dink, of wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslag tot in ewigheid. Amen. Amen. Ons gaan eers ons bid. Dankie Here vir die geleesde woord, en ek vra net Vader dat U die woorde, die spreekbuis is, Vader, dat ek net in die agtergrond is. En ek loof en ek eer daarvoor. Amen. Amen. Ek wil vir julle lees ook net in die ander Bybel in praktyk, wat dit anders gesê. Vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te dank het. En net daai stukkie sê vir jou, jy moet voor die Here kniel. Amen. Maar ons is nou winter. Nou sê die Here vir jou môreoggend 1:00, staan op en bid. Nee, dit is te koud, ek wil nie bid nie. Ek gaan in my bed lê en bid. Wat gebeur as jy lê en bid? Jy raak aan die slaap, en die duiwel wil nie jy moet bid nie. So hy gaan jou die slaap maak. Maar julle wat interessant is, en ek het dit nou al beleef, dat my ouma het gedoen. As jy opreg bid, en jy raak in die slaap, en jy raak wakker na 'n rukkie, hou jy aan bid, waar jy opgehou bid het. En dit het ek al gehoor wat my ouma het gedoen. En ek kon nooit verstaan hoe dit kan gebeur nie. Maar toe begin ek hierdie lees. Wat is gebed? Gebed is 'n belangrike deel van ons geloof, omdat ons glo dat die Here 'n God is wat 'n verhouding met ons het. So ons het 'n verhouding met die Here, dis hoekom ons bid. Maar nou sê julle dalk in julle gedagtes, maar ek het nie die regte woorde om te bid nie. Wat sê jy met vir iemand wat jy 'n verhouding mee het? Ek is lief vir jou.
Wat doen jy vir die persoon vir wie jy lief het, of wat jy verhouding mee het? Jy skeep hom nie af nie. Jy praat elke dag met hom. So, gebed is geselskap met die Here. So, maak nie saak waar jy is nie, jy kan met die Here gesels. Jy hoef nie net in die kerk te gesels nie. Jy kan buite ook met hom gesels. Gebed is 'n manier waarop ons met God kommunikeer. God tree in verhouding met die skeping en met elke persoon wat hom lief het. So as ons bid, bewys ons liefde aan God. Amen. Maar nou sê jy maar die titel en die woord pas nie, wat ek nou sê, pas nie by mekaar nie. Maar julle, hoe beklei ons teen die duiwel? Of ons knieë? Ja. In gebed. Maar nou sê julle dalk maar, hoe moet ek bid? Gaan lees net Matteus 6, die Onse Vader. En jy sê alles in een. Ja. Of Numeri 6, die priestelike seën. Kan jy ook gaan sê. En jy sê 'n gebed op sy eie. En wat interessant is, en wat wou is, jy kan Psalm 23 ook gaan bid. Dan het jy ook alles in een. En as jy daai 3 gebede bid, het jy 'n geveg op jou eie. En die Here gaan jou help as jy daar bid. Maar nou, ons is te bang partykeer om te gaan om te sê, maar duidelik is klaar. Ek wil nie meer dit deurgaan wat ek deurgaan nie. Ek is nie meer lus vir jou goed in my lewe nie. Ek gaan nie meer teen die mense beklei wat in my lewe is nie, maar ek gaan begin teen jou te beklei. Op die regte manier. So ons gaan ons Bybels vat en begin beklei op die regte manier. Amen. As jy dink jy's nie goed genoeg nie, dan gaan lees jy Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat vir ons lief het. So, dan is jy meer as 'n oorwinnaar. So hoekom wil jy sleg dink van jouself? Dis hoe jy begin om oorlog te voer. Want as jy vir jouself die hele tyd sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, gaan jy alles kan oorwin. Maar dan kom hy weer hier terug in jou kop. Maar, hoekom kan jy nie bid nie? En hoekom wil jy nie bid nie? Ons wil nie altyd bid nie. Hoekom wil ons nie altyd bid nie? Want ons voel, partykeer, wat is die moeite werd om te bid? En sodra ons begin om te voel, dis nie meer die moeite werd om te begin te bid nie, dan het die duiwel jou waar hy wil hê. Want as jy nie meer kommunikeer met die Here nie, dan is jy swak. Want waar kom ons krag vandaan? Die Here gee ons die krag om elke dag staande te bly. Hy gee vir jou die krag om te beklei. In Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Daar staan nie miskien kry nie. Daar staan nie jy sal die helfte kry nie, daar sê jy sal dit kry. Maar as dit die wil is van die Here. Amen. As jy gaan bid en vra vir die Here, ek soek vir jou van spoed. Kom ons kyk, jy vra die Here, ek soek 'n motorfiets. En jy hou van spoed en jy hou daarvan om tussen die karre weer te vleg, soos hulle sê. En die Here weet, maar jy gaan 'n ongeluk maak en jy gaan doodgaan. Gaan hy dit nie vir jou gee. Want hoekom dan? Ek wil so graag 'n motorfiets hê.
Nee, jy gaan hom kry nie, dan loop jy maar waar jy wil wees. Dis om jou eie lewe te bewaar, omdat die Here sê nee. Maar nou sê julle op vir my dalk, en julle koppe, maar ek is nie sterk genoeg om te bid. Hoekom ons is nie sterk genoeg om te bid? Want ons lees ons Bybels nie reg op die eerste plek, hè? En die tweede plek sê die duiwel vir jou, maar jy kan nie dit doen nie. Jy is nie waardig om voor die Here te bid nie. Of is net ek wat so aangeval word en gesê word? Nee, so dit nie. Julle sit so op julle kyk, so te groot oor. Maar ek wil met julle deel die mense in die Bybel. Hoe die Here hulle opgetel het om te beklei, om te sê, maar jy is goed genoeg om dit te doen. Om hulle die regte manier te gee om te beklei. Want dan sê jy dalk, maar ek het al hierdie verkeerde dinge gedoen. En ek het al hierdie verkeerde dinge in my lewe gedoen. En my verlede dit en my verlede dat, dis hoekom ek nie kan bid nie. Dan kom die Here en hy sê vir jou, maar jy kan opstaan as 'n prayer warrior. Amen. Hoe weet jy wanneer jy 'n prayer warrior is? Wat is die eienskappe van 'n prayer warrior? Kom ons kyk. Ek het dit vir julle neergeskryf. Hulle is aanbiddend, soekend om die Here te verheerlik. Hoe verheerlik jy die Here? Jy sit jou musiek aan en jy dans die hele huis vol. Dis hoe jy dit doen. Hulle is God geseënde, gestreed, gefokus op sy grootheid en barmhartigheid. So hulle fokus die hele tyd op God. Nou sê jy dalk vir my, maar ek moet ander goeders ook fokus. As jy jou gedagtes op God die hele tyd het, gaan jy kan doen wat jy moet doen. Amen. Hy gaan jou die wysheid gee om jou werk klaar te maak. Hulle het empatie, is in staat om mense te ontmoet en te aanvaar waar hulle is. Hoeveel van ons aanvaar mense soos wat hulle is? Hoeveel mense kom in ons lewens en kyk julle so op? En plaas dan vat om te sê, kom ek aanvaar jou net soos wat jy is. Want die Here aanvaar my soos wat ek is. So hoekom kan ek nie jou aanvaar soos wat jy is nie? Hulle is volhardend, vasbeslote om versoeking herhaaldelik op te hef. So hulle bid die hele tyd. Hulle is die hele tyd geveg vir ander mense. 'n prayer warrior staan in die gap vir ander mense die hele tyd. So as jy nie meer kan bid nie, is dit die prayer warrior wat vir jou instaan om vir jou te bid. Amen. En soos wat hulle bid, so word jy weer versterk om op te staan om verder te bid. Hulle is liefdevol en wil help om God se wil vir ander tot stand te bring. Dis eienaar. Hoeveel van die prayer warriors is liefdevol? Hoeveel mense in jou lewe nou is lief vir jou? Opregte liefde, nie skynheilige liefde nie. Opregte liefde. Julle ons almal kan prayer warriors wees. Ons almal kan opstaan en sê, ek gaan bid. En my lewe gaan uitbestaan uit gebed uit. Wat is die kenmerke van 'n prayer warrior? Hy geloof, hy is nederig, hy is gehoorsaam aan God, hy is betroubaar, spreek God se woord oor sy lewe en volhard. Hoe spreek jy die woord van God oor jou lewe elke dag? Om te sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, elke dag. Of te sê, ek is die kop en nie die stert nie. Of te sê, ek kan opstaan
en my ore vir die Here gee en ophou luister vir die duiwel. Amen. En my gedagtes te fokus op God. Dis hoe jy opstaan en die woord oor jouself te spreek. Maar partykeer is ons te bang om te sê, ek staan nou op. Ek gaan nou begin bid. En dit gaan nie meer saak maak wat die duiwel vir my sê nie. Ek gaan my ore toesluit vir die duiwel en sy negativiteit. Maar, nou kom jy en sê, maar kyk wat het dan vir my verlede gebeur. Kyk wat het ek gedoen. Ek kan nie 'n prayer warrior wees nie. Daar's prayer warriors in die Bybel gewees. Wat meer erger dinge gedoen het as wat ons kan dink in ons lewe om te doen. Vir die mans, want nou dink jy ook nee, ek kan nie want ek's 'n man. Daar was mans in die Bybel. Die mans, Moses, Samuel, Abraham, Job en Daniel was almal prayer warriors. Daniel was in die leeukuil ingegooi omdat hy gebid het. Job het alles verloor. Sy vrou het vir hom gesê, verloon God en sterwe. En nog steeds aangehou bid. Daniel was in die leeukuil en nog steeds aangehou bid. Moses was gespot omdat hy gehakel het, maar nog steeds gebid. Die vrouens, Deborah, Anna, Esther, Anna en Lydia, hulle het almal gebid. Esther het vir 'n volk opgestaan en ingetree vir hulle, om nie doodgemaak te word nie. En sy was nie bang nie, want sy moes voor die koning gaan, sonder dat hy haar roep. Want as sy nie geroep word nie, word sy doodgemaak. Sy het voor hom gaan staan en gesê, maak nie saak of ek doodgaan vandag nie, ek gaan opstaan vir my volk. En sy het dit gedoen. Hoekom kan ons dit nie doen nie? Hoekom kan ons nie opstaan en sê, ek staan op vandag vir my familie nie? Maak nie saak wat jou familie aan jou gedoen het. Ek staan op vir my vriende, maak nie saak wat ek hulle gedoen het. Ek staan op vir my kerkmense, maak nie saak hoe kwaad ek vir hulle raak nie. Kom ons begin opstaan en begin bid. Daar's baie goed waaroor ons kan bid. En waar ons moet oorbid. Maar ons is te bang om te bid. Ons is te bang, dan begin ek reg bid en dan val die duiwel my meer aan. Dis goed wat hy jou verder aanval. Dan weet jy ten minste jy is op die regte pad. Amen. Want as jy nie op die regte pad was nie, het hy jou nooit aangeval nie, dan het hy jou gelos. Maar omdat jy op die regte pad kom, en omdat jy gaan begin bid, soos 'n prayer warrior, gaan hy jou verseker nie los nie. Want hy wil jou hê, dat jy in 'n hoopie gaan sit en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie en ek gaan nie meer nie. En hy kry jou om jou eie lewe te neem, omdat jy nie op kan staan vir jouself of vir ander mense nie. As jy ons dit so kan vat, is die duiwel eintlik 'n boelie. Want hy boelie jou om te kry waar jy wil hê. En wat doen ons omdat ons laag voel? Omdat ons nie moeite werd voel nie. Ons luister vir hom. En ons hou op bid, ons hou op Bybel lees, en sê, maak nie saak wat met my lewe gebeur nie. Dis nou maar so. In Romeine 8, vers 38 sê, want ek is verseker dat daar geen dood, of lewe, of engele, of oorhede, of magte, of teenwoordigheid, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde wat daar is. Liefde van God wat daar is in Christus Jesus ons Here is nie. So niks kan ons skei van die Here se liefde nie. Niks kan ons skei van wat hy vir ons wil hê nie. Maar ons kan dit self doen. Ons kan ons self weg laat gaan van die Here af. Om op te hou glo, om op te hou bid, en nie hande bid te gooi. Vat jy jouself weg van die Here af.
Ek gaan vir julle 5 stappe gee. Hoe om 'n prayer warrior te word. Hoe om op te staan as 'n prayer warrior. Maar nou sê julle dalk, maar is 'n intercessor en 'n prayer warrior nie dieselfde nie? Nie heeltemal nie. 'n prayer warrior staan op en staan eerste in die lyn. Hy word die hele tyd elke dag aangeval. 'n Intercessor bid partykeer net as daar sake na hom toe kom. As hulle vir hom vra bid asseblief. 'n prayer warrior is die hele dag in gebed. Baie intercessors ook. So ek wil nie die intercessors wegskuif nie. Prayer warriors en intercessors werk saam. Want hulle almal bid eeuwig. Amen. Maar prayer warriors gaan daar uit om oorlog te voer teen die duiwel. Ja. En wys die ander om op te staan om saam te veg. Hoeveel van ons wil warriors word? Nie heel van julle nie, want julle sit nie. Julle, die Here gee ons die wapens om te bid. Hy gee ons die wapens om te beklei. Hy gee alles vir ons om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet dit net gebruik. Die eerste stap. Jy moet 'n honger hê om meer van God te leer. Dit staan in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die God sal vir jou oopmaak. Dit wat jy nie weet nie, gaan hy vir jou oopmaak wat hy beloof het in sy woord. As jy vir hom vra, wys my waarvoor ek moet bid, gaan hy dit vir jou oopmaak as hy wil hê jy moet dit weet. Hy gaan nie vir jou iets gee dat iemand anders te gaan benadeel nie. Alles waaroor jy sal bid of wat jy sal kry is altyd om iemand anders te op te bou. Nooit om iemand af te breek nie. Tweede een. Jy moet 'n groter begeerte hê om deur God gebruik te word. Kolossense 4 vers 2. Volhard in gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in gebed. Dit is partykeer baie moeilik vir ons om wakker te bly om te bid. Of wanneer die Here jou 3 uur wakker maak. Nee, ek wil nie nou, dit is te koud, ek wil nog bietjie slaap. As die Here jou wakker maak 3 uur in die oggend, is dit vir 'n rede. Hy sal jou nie net wakker maak om jou net wakker te maak om daar te laat lê en wakker te wees nie. As jy wakker word daai tyd van die oggend, staan op en bid. Amen. Al weet jy op daai oomblik nie vir wie of vir wat nie, bid vir almal dan. Maar die Here sal jou altyd wys waarvoor. En as jy wil hê hy moet jou gebruik, sal dit gebeur. Soek meer van God en van God se Heilige Gees. Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakheid te help, want ons weet nie regtig wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onspreeklike sigtinge. Onuitspreeklike sigtinge. Ja, ons weet nie altyd wat om te bid nie. Die woorde laat gaan. Ons weet nie altyd nie, maar die Here sal, hy beloof dit. Hy sal sy Gees gee om deur ons te praat, om verander te bid. En hier waar hy praat van die Gees sal vir ons intree, dis wanneer jy in tale begin praat. En in tale bid. En as jy die tale nie so, hoe gaan dit gebeur? As jy begin om reg te bid, en in die Gees te bid, gaan jy die Gees kry, om vir jou te bid. Ja, die woorde wat uitkom klink vreemd. Veral as dit die eerste keer gebeur. Maar moenie jou doodskrik nie. Vat dit en sê, Here, verder, vat my verder, wys my verder waar ons moet gaan.
Nommer 4. Voel 'n groter gevoel en besorgdheid vir ander mense. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Om mekaar lief te hê. Hoe kan ek iemand lief hê wat my seer gemaak het? Hoe kan ek iemand lief hê wat my te na gekom het? Kyk wat het met die Here gebeur aan die kruis. Kyk waar die Here is hy. En hy het nog steeds mense lief gehad uit sy hart. Ons gaan min of meer baie minder deur as hy gegaan het. En as ons kwaad is vir iemand, bly ons mos 20 jaar kwaad vir iemand. Of ons hou dit so 20 jaar teen hulle. Dit is wat jy vir my 20 jaar terug gedoen het, daai persoon het al lankal vergeet wat kan jy praat. Maar jy hou dit die hele tyd teen daai persoon en teen jouself. So as jy net bietjie los en almal lief het soos wat God jou lief het, gaan baie goed verander. Daai persoon gaan aan met sy lewe teen wie jy dit het. Jy steel jou eie blessings omdat jy iets teen iemand hou wat 20 jaar terug gebeur het. Amen. Want as jy die hele tyd daai persoon sien, dink jy die hele tyd daaraan. Want die duiwel kom, kyk wat ek, kom ons kyk wat sy naam kan gebruik dat my nie gaan prys af. Kyk wat ek Anushka nou weer gedoen. Sy gaan dit weer doen. Anushka het al vergeet wat sy gedoen het. Maar ek hou nog steeds daarvan. Sy gaan dit weer doen, sy dink nie eens daaraan nie. Sy doen dit dalk nooit weer in haar lewe nie, maar jy bly daaraan dink. So ons moet mekaar lief hê, soos dat God ons lief het. En ophou skinder van mekaar. Nommer 5. Leer hoe om meer op God te vertrou, vir krag en uithou vermoë. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Daai uithou vermoë is partykeer moeilik. Ek sê nie om 'n prayer warrior te wees van maanskyn en roos te wees nie. Dis moeilik. Want die duiwel gaan jou by aller kante aanval. Want hy wil nie jy moet bid. Maar om uithou vermoë te hê en te bid vir iets, vir 'n saak. Die saak word dalk nie nou opgelos nie. Maar word dalk oor 10 jaar opgelos. Amen. Hou aan bid. Maar hou nie net hou aan bid nie. Begin dankie sê, Here, vir die uitkoms wat daar gaan kom. En as die uitkoms gekom het, dan sê jy dankie, Here, vir die uitkoms wat daar gekom het. Maar nie net stil bly en aanvaar, okay, dit moes nou maar gebeur het nie. Dis hoe ons gaan opstaan en begin veg. En ons kan dit doen. Ons almal is in staat om dit te kan doen. Ons almal kan bid. Ons almal kan die gees veg. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede in die lig. Dis waarvoor ons moet veg. Dis waarteen ons moet veg. Dis daai mannetjies wat hier in jou kop kom sê, jy's nie die moeite werd nie. Dis daai wat vir jou kan sê, maar die Here kan jou nie gebruik nie, want jy dit en dit en dit gedoen. Dis daai wat vir jou sê, maar jy kan nie opstaan as 'n prayer warrior nie, want jy's te swak. Kom ons begin teen hulle te staan. Want jy is goed genoeg om in die bediening te staan vir God. Jy is goed genoeg om te bid. En jy is goed genoeg om te beklei teen hulle. Want hoekom? Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. Wees geduldig in die verdrukking. Nie altyd baie maklik, daai ene nie. Maar as die Bybel sê, wees geduldig, dan is jy geduldig.
Want dan kom dit van die Here af. Amen. Ja, ons gaan baie lesse leer deur al die goed wat ons moet doen. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit kan ek oor sê. Want as jy opstaan in die Gees, as jy begin beklei in die Gees, dan moet jy weer nog gaan aanvallen kom. Ja. Jy moet weet, dit gaan nie maklik wees nie. Want die duivel wil nie hê, jy moet dit doen. Hy wil nie hê, jy moet 'n verhouding met die Here hê nie. Hy wil nie hê, dat die Here jou moet gebruik nie. Want as jy begin bid verander, en begin instaan verander, dan staan hulle ook op, en begin die Here te loof en te prys. En hulle begin ook te bid. Moenie net vir 2-3 dae bid vir 'n saak en dan besluit om, die Here wil my nie antwoord nie, so kom ons los dit maar nie. Volhard tot die einde toe. Maak nie saak hoe lank dit vat, voor die Here jou antwoord nie. Kom ons staan sterk, en doen wat die Here wil hê ons moet doen. Kom ons gee nie op, of moet op, en nou opglo dat die Here iets gaan doen. Hy beloof dit vir ons. Hy sê, hy sal ons nooit vergewe of verlaat nie. Amen. Hy sal ons altyd vashou. Al wat ons moet doen, is 'n sterker verhouding met hom te bou, en bid sonder ophou. Amen. Ek gaan net Pieter vir julle die liedjie speel, wat spesifiek gaan oor prayer warriors. Luister daai liedjie se woorde, en dit is wat ons van vandag af gaan doen. Die wat luister, die wat kyk, die wat hier sit, van vandag af van ons opstaan as prayer warriors. En dat is een vers wat ek daar voorbij en dit is Efesiërs 4 vers 27 sê, en gee aan die duivel geen plek meer nie. Dis my afsluit vers, ek sal dit nou gelees het. Na die liedjie. Okay, speel vir my die liedjie. Sorry. Flesh and blood, against evil in the spiritual realm. The gates of hell shall not prevail with Messiah at the helm. Stand up, prayer warriors, you are on the front lines. Stand up, faith fighters, army of the end times. Stand up and never back down. Stand up and stand your ground. In covenant with the Most High, fighting by faith and not by sight. We know the battle has already been won, because He gave His only begotten Son. A word on guard against every attack. We stand firm in faith against the enemy. Such a long Prince of Peace is our Commander-in-Chief, leading us to victory. Stand up, prayer warriors, you are on the front lines. Stand up, faith fighters, army of the end times. Stand up and never back down. Stand up and stand your ground. Stand up.
versies afsluit wat ek eintlik wou doen. En ja, ek gaan dit vir julle lees dan. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Word toornig en moenie sondig nie. En moenie die son laat afgaan terwyl jy kwaad is nie. Want as jy kwaad is vir iemand, dan bid jy in elk geval nie vir daai persoon. En as jy kwaad is en jy gaan slaap kwaad, gee jy vir die duiwel plek in jou lewe. Die woord sê, moenie kwaad gaan slaap nie. Sorteer jou goed uit. Bid vir mekaar en gee vir die duiwel geen plek nie. So kom ons staan van vandag af op as prayer warriors. As mense wat opstaan en sê, ek is genoeg, die duiwel het nou genoeg om my te speel. Ek gaan van vandag af opstaan en sê, Here, U is die enigste een in my lewe wat my die krag, die wysheid en die insig kan gee om verder te gaan. Kom ons sluit ons. Dank die Here dat U ons gaan equip om op te staan as prayer warriors. Vader, dankie dat ons sterk gaan word in ons gees en ons gebedslewe en alles wat ons gaan doen, want U gaan ons wys om op te staan en teen die duiwel te veg op die regte manier, met U aan ons sy, met U binne ons, met U om ons, en ek loof en ek eer U daarvoor. Amen. Amen.